Goeiemôre geliefdes. Ek wil graag vanoggend sommer 'n bietjie met julle deel oor een van die beginsels. Ons sou selfs kon sê grondbeginsels van die Christelike lewe is. En ek dink dit is belangrik dat ons hierdie grondbeginsel goed verstaan. Want ek dink dit is 'n grondbeginsel wat uiteindelik 'n klomp dinge in 'n kerk en 'n geloofsgemeenskap beïnvloed en positief 'n invloed kan hê daarop. Wanneer ons kyk na die Bybelse helde, geloofshelde, dan laat hulle my, ek weet nie van julle nie, maar baie keer laat hulle my voel, my geloof is te klein. Ek is in die oë van die Here net nie goed genoeg nie. Ek is onvoldoende. Ek is partykeer, dink ek, maar 'n ou patetiese siel. Wat nie altyd reg verstaan hoekom die Here nou juis hierdie arme siel gekies het om sy getuie in hierdie wêreld te wees nie. Maar as 'n mens die Bybel deurlees, liewe vriende, dan ontdek jy dat dit nie die helde status is wat van ons geloofshelde iets besonders maak nie. Dis uiteindelik hulle baie eg menslikheid wat die verskil maak. Dis die feit dat hulle ook partykeer voete van klei het, dat hulle dikwels ook maar stikkende en gebroke mense is. Nie een van hulle, en julle kan maar deur die Bybel blaai, behalwe Jesus, was in enige sin volmaak nie. Almal, elke een van hulle, was 'n onvolmaakte mens, met gebreke, met foute, met brooshede, met weerlooshede. En dit is soveel so dat wanneer ons verby hierdie helde status van hierdie persone kyk en die mens raak sien, dat ek en jy vir die eerste keer onsself ook in hulle en hulle lewens kan identifiseer. Solank hulle hierdie groot geloofshelde is wat in ons oë niks verkeerd gedoen het nie, sal hulle altyd 'n ver af persoon wees wat ek hoop ek op 'n manier kan navolg as 'n held in my lewe. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Ou Abraham, die geloofsheld, die vader van die geloof, as 'n ou wat die Here nie altyd op sy woord geneem het nie, wat op 'n stadium gesê het sy vrou is sy suster, omdat hy bang was hy doodgemaak gaan word deur Abimelek, die koning. Hy het die Here se plan vooruitgespring deur met Hagar 'n kind te hê, Ismael. Hy was nie altyd so sterk geloofsheld nie. Moses weer het 'n verskriklike humeur gehad. Een keer het hy die rots geslaan terwyl die Here vir hom gesê het hy dit nie moet doen nie. Dit beteken dat hy uiteindelik nie die beloofde land kon binnegaan nie. Sy ongehoorsaamheid. En spite daarvan dat hy 'n besonderse verhouding met die Here gehad het.
Dawid, een van die mooiste voorbeelde, is 'n man wat 'n moord gepleeg het, sodat hy 'n ander man se vrou syne kon maak. Hy het 'n buiteegtelike verhouding met haar gehad. Nie die een wat ek en jy na sal opkyk en sê, hy was God se oogappel nie. Ons in die Nuwe Testament is ou Petrus maar 'n figuur wat impulsief is en baie keer dinge sê en doen wat lynreg teen die Here Jesus se beginsels en wil ingaan. Hy het na mag gesoek. Hy, saam met die seuns van Zebedeus, het met mekaar partykeer gestry daaroor oor wie nou die belangrikste is en wie aan die regterhand van Jesus gaan sit. Hulle was magsbeheer. En uiteindelik, wanneer die tekkie die teer tref, dan hardloop ou Petrus weg en kruip hy weg en verloon hy Jesus 3 keer. Ou Paulus was ook nie altyd 'n maklike man om mee saam te leef nie. Dit is duidelik uit die manier hoe hy partykeer met mense omgegaan het. Hy nou, Barnabas, as ek reg onthou, het met mekaar konflik opgetel. En hulle paai het geskei. So ons geloofshelde is regtig maar mense met kleivoete vriende. Elke een van hulle is gebroke, stikkende, weerlose mense, deur wie God uiteindelik, lees ons in die Bybel, berge, letterlik berge versit het. Die Rooi See oopgekloof het. Ongelooflik. Die uitstaande kenmerk van hierdie geloofshelde vriende was dan juis hulle broosheid, hulle weerloosheid, hulle gebrokenheid. En dat hulle hierdie weerloosheid en broosheid en gebrokenheid van hulle self omarm het. Dat hulle dit rarig vanuit hierdie swakheid van hulle verhouding met die Here gelees het en verstaan het. En dit was die probleem met die godsdienstige leiers in Jesus se tyd. Hulle het op hulle eie kragte staat gemaak, hulle het op hulle eie insigte, hulle het geglo, hulle is reg en almal om hulle is verkeerd. En hulle het die regte ding gedoen in hulle oë. En hulle kon nie die gebrokenheid en die weerloosheid van hulle eie lewe en bestaan raak sien nie. Ons leef in 'n wêreld waar daar 'n baie hoë premie gestel word op sukses, op om mag te bekom, om populêr te wees, om al die swakhede van jou persoonlikheid en swakhede te vermy. Daar is selfs 'n beweging waar daar binne die wêreld gewerk word daaraan, sodat jy jou swakhede en alles kan oorkom en 'n sterker en 'n beter mens kan word aan die ander kant. In hierdie wêreld wil ons eerder ons swakhede oorkom, sodat ons in beheer kan wees. In beheer van ander, maar ook in beheer van onsself. Want sien, swak mense, glo ons in hierdie samelewing, word makliker misbruik en gemanipuleer en alles wat daarmee saamgaan. En ek dink ons verwar twee beginsels met mekaar. Ons verwar swakheid, of krag moet ek eerder sê, sterkte, met selfhandhawendheid. Daar is 'n verskil.
En tog, vriende, moet ons ook vir mekaar sê, ons leef maar in 'n gebroke werklikheid. En ons leef in hierdie gebroke werklikheid saam met ander gebroke mense. Ouens, nes ek en jy. Elke een met sy eie vorm van gebrokenheid. Hierdie gebrokenheid manifesteer homself op verskeie maniere in mense se lewens. Partykeer is dit op 'n emosionele of 'n psigiese vlak. Depressie, skizofrenie, 'n onsekerheid oor wie ek is en waar ek inpas in die lewe. 'n Honger en 'n dors na ander mense se aanvaarding van my. Soms manifesteer hierdie gebrokenheid deur fisiese gebreke. Partykeer gebreke wat ons kan sien, ander kere gebreke in gesondheid, kanker, outoimmuun siektes, doofheid, blindheid, noem dit op. Ook manifesteer hierdie gebrokenheid baie keer, meestal in verhoudinge. Daar kom spanninge in verhoudinge. Mense skei oor dat hulle nie meer met mekaar oor die weg kan kom nie. Kinders en ouers se paaie loop uiteen en sien mekaar vir jare en dalk selfs nooit weer nie oor konflik in hulle lewe. Daar is ook baie keer geestelike manifestasies. 'n oorgodsdienstigheid waarin ek al hoe harder probeer om God se guns in my lewe te wen. Of 'n totale aversie in God en sy liefde vir my. 'n Ongeloof dat daar 'n God bestaan en dikwels dan 'n stuk vyandigheid teen hulle wat wel in God en in hulle verhouding betekenis en sin in hulle lewens vind. Hierdie manifestasies van gebrokenheid het partykeer 'n baie duidelike invloed op ons lewens. Dit kan daartoe lei dat ons onsself isoleer van ander mense en die samelewing, omdat ons doeteenvoudig nie voel ons is goed genoeg nie. Iemand kan vir ons lief wees nie. Dit maak ons baie keer gefrustreerd met onsself en met ander mense, negatief oor die lewe en die potensiaal van die lewe. En baie keer is die selfgesprek wat ons met onsself het, een van om myself neer te haal en uit te haal en oor myself sleg te dink en as ander mense sê, "Jog, dankie man, jy het nou 'n baie oulike ding gedoen," dit af te maak as sommer net iets en jy nie eintlik goed was nie en dat dit nie eintlik mooi is nie en alles wat daarmee saam kan gaan. Terwyl die wêreld na gebrokenheid kyk as iets om te oorkom, sien die Bybel gebrokenheid in 'n ander lig. Die Bybel help ons om te verstaan dat gebrokenheid in wese geestelike groei by mense teweegbring. En dat geestelike groei in 'n sekere sin sonder die omarming van ons broosheid en ons kwesbaarheid en ons gebrokenheid voor God eintlik onmoontlik is. Daar is nie geestelike groei moontlik sonder dat ek en jy by die punt kom wat ons sê, ek is maar 'n gebroke mens. Ek is eintlik tot niks in staat nie. Ek het eintlik meer as wat ek wil erken, die Here in my lewe nodig. Ek het sy afhanklikheid. Ek is afhanklik van hom. En dit vra, vriende, dat
ons eintlik soos Lukas 12 vers 24 sê, moet wees soos die koringkorrel wat in die grond val en sterf. Want eers dan wanneer soos die koringkorrel sy broosheid omarm deur te sterf in die grond, kon die koringkorrel groei, ontkiem en baie vrug dra. So werk dit ook in my en jou lewe. Eers wanneer ons by die punt kom, dat ons gebrokenheid voor God aanvaar en erken, en aan ons eie ideale en ons eie beheptheid met onsself sterf, dat ons geestelik groei, en dat ons iets vir die wêreld kan beteken. Een van die mooiste voorbeelde hiervan is juis Jesus. Jesus wat sy godgelyke bestaanswyse in die hemel prys gee, en 'n eenvoudige, armsalige wil ek amper sê, babatjie word, gebore in nie in 'n paleis nie, maar in 'n stal. En sy ouers is gewone mense. Mense sonder aansien. Jesus bewandel die strate van Judea. Hy maak geen aanspraak op enige spesiale behandeling deur mense nie. Hy is maar net daar en hy meng hom met die eenvoudiges in die samelewing. Sondaar. Uiteindelik sterf hy soos 'n misdadiger. Dink daaraan, die skepper van die hemel en aarde, die God wat ons aanbid, sterf, kru, gewelddadig, aan 'n kruis soos 'n misdadiger. Hy omarm, in 'n sekere sin, is in die sin ook 'n voorbeeld vir ons, van iemand wat sy broosheid, sy egmenslikheid omarm, ten spyte van sy goddelikheid, ter wille van my en jou. Die omarming, liewe vriende, van ons swakhede, die brooshede van ons lewe, die kwesbaarheid, het hierdie gevolg, naamlik dat dit ons oopmaak vir God se ingrype in ons lewens. God wat ons help om die obsessie wat ons het met onsself, om volmaak te wees, om suksesvol te wees, om magtig te wees, te laat vaar, sodat God ons kan transformeer en sy helende krag deur ons lewens kan werk. Dit kon nie gebeur met die godsdienstige leiers in Jesus se tyd nie, want hulle wou nie hulle broosheid aanvaar nie en omarm nie. Maar hulle wat dit wel gedoen het, sy disippels, en hulle het God transformerend, helend gewerk, en het hulle uiteindelik kragtadige getuies geword, dwars oor die wêreld. Ons leer uit hulle lewens dat kwesbaarheid en broosheid en gebrokenheid is nie swakheid nie. Dit is eerder 'n uitnodiging om die Here se liefdevolle genade te aanvaar en te ervaar in ons lewens. Psalm 34 vers 9 sê dit so mooi. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses.
Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloos. 2 Korintiërs 12 vers 7 is Paulus in gebed met die Here en hy stry hy het 'n stryd in homself oor die angel in sy vlees en hy stoei met die Here en hy vra, Here, vat dit tog weg van my. En dan antwoord die Here hom. En hy sê, my genade is vir jou genoeg. Hoor dan mooi, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Oorsuit gesende. Wanneer jy jou broosheid omarm, dan werk my krag ten volle in jou, sê die Here. Het laat my in 'n sekere sin dink aan 'n Japaneese kunsvorm en lewensfilosofie. Kintsugi noem hulle dit. Kintsugi is hierdie lewensfilosofie wat in 'n sekere sin gebrokenheid omarm. Hulle glo dat ou goed wat selfs gebreek is en chipmerke en so aan het, is meer waardevol as nuwe goed. Kintsugi is die filosofie waar hulle byvoorbeeld 'n gebreekte pot sal herstel deur goud of platinum of silwer te meng met 'n tipe sement en dan die verskillende stukke weer aan mekaar te las. Hoor mooi, die krake word met goud herstel. Die gebreekte stukke word aan mekaar gesit met 'n goudmengsel. Meer kosbaar as die res van die pot. Dit word uiteindelik 'n metafoor vir die mense se kragdadigheid in die lewe, sy vermoë om uiteindelik die swakhede te oorkom, deur dit te omarm uiteindelik. Die herstelde pot het groter waarde en skoonheid as daardie heel ene, daai nuwe ene, wat ons so maklik weggooi. Gebrokenheid word omarm as deel van 'n geleefde lewe en werklikheid. Vriend, daar is meer waarde in my en jou wanneer ons gebrokenheid erken en ons God toelaat om met sy transformerende krag, sy genade, sy liefde in ons en deur ons te werk. Deur die krake, wil ek amper sê, van ons lewens skyn God se krag, liefde en pragt. Ongebrokenheid, sweerloosheid, is in 'n sekere sin God se skilderdoek waarop hy sy genade en sy liefde in magnifieke kleur oor ons lewe skilder. Mag ek en jy ons aan die een kant ons gebrokenheid omarm, aan die ander kant ons gebrokenheid voor die Here vier, omdat ons weet, vriende, dat God hierdie gebrokenheid van ons juis soos 'n koringkorrel val in die grond,
sodat ons baie vrug kan dra. En dit is daarom dat Jesus in dink is Matteus 12 sê, as jy my disipel wil wees, verloon jouself. Neem op jou kruis, jou gebrokenheid. Dan eers kan jy my volg. Here, mag ek 'n skilderdoek wees van gebrokenheid, waarop u in magnifieke kleur u genade en liefde kom skilder, sodat die pragt en die praal daarvan, van u liefde en genade, in hierdie wêreld gestalte kan vind. Amen. Dankie vriende, dankie vir die geleentheid. Seën vir julle tot ons weer gesels. Totsiens.